Goeiemôre geliefdes. Vroeger jare het jy geweet dat as die melkboere in die kerk is, dan kan jy begin. Deesdae weet jy as die ouditeure instap, dan kan jy maar begin. Baie dankie Daan. Geliefdes, kom ons sit net so en kom ons buig die hoofde in 'n paar oomblikke van stilte voor ons hemelse Vader. Die Here het opgestaan. Die Here het waarlik opgestaan. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die dood is ingesluk. Die oorwinning is behaal. Geliefdes, ons sit net so, dan sing ons saam lied 417, daarvan die eerste en die tweede vers, al twee die verse van lied 417. Baie dankie mevrou. Geliefdes, ek herhaal vir u die tweede vers, die laaste twee reëls. Jesus, ons eer u opgestane Heer. En hoor mooi nou die woorde wat ons sopas gesing het. Nou het ons 'n toekoms, lewe by ons Heer. Geliefdes, ek groet u met die volgende woorde. Jesus leef en ons met hom. Genade vir julle en vrede van God die Vader. Hy sorg vir ons. En van die Seun Jesus Christus. Hy het waarlik opgestaan. En van die Heilige Gees.
Hy leef in ons. Amen. Geliefdes, in die tyd van die kommunistiese Sowjetunie, was daar 'n professor wat op 'n oggend in April maand 'n lesing gegee het, waarin hy vir die mense wou oortuig dat die opstanding van Jesus Christus totaal onmoontlik was. Immers, dat dit belaglik was om te dink dat Jesus uit die dood uit opgestaan het, dat dit uiters naïef was. Vir 'n uur lank het hy regtig met sy argument voortgegaan, woord op woord op woord. Na die tyd het hy nie geleentheid gegee vir repliek nie, want hy het gereken, hy het sy standpunt so goed oorgedra, dat niemand iets daarby sou kon bevraagteken of iets kon byvoeg nie. En hy het eenvoudig omgedraai en hy het gaan sit. Toe het 'n priester van die Russiese ortodokse kerk opgestaan, sy hand opgesteek en aandag op hom gevestig en gevra of hy asseblief repliek kan lewer. Die professor was uiters gefrustreerd en het gesê, as dit nodig is, ja, maar asseblief nie langer as 5 minute nie. En hy het aangedui, hy het net 5 sekondes nodig. Hy het opgestaan en die baie bekende kreet het hy uitgeroep, Christos aneste, wat beteken Christus het opgestaan. En die skare wat daar teenwoordig was, het uit een mond uit het geantwoord, alephos aneste, wat beteken, ja, hy het waarlik uit die dood opgestaan. Ons is vandag hier, want Jesus het waarlik uit die dood opgestaan. Kom ons staan, geliefdes, en ons sing lied 411, daarvan die eerste en die tweede verse. Geliefdes, kom ons sit net so. As jy bevoorreg is om saam met jou vrou, jou kinders in die kerk te kan wees, in gesinsverband, hou mekaar vas aan die hand
En kom ons bid saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Dankie dat ons vanoggend hier by mekaar kan wees, om juis die opstanding van ons Verlosser Jesus Christus te kan vier. Dankie Jesus dat U die dood oorwin het, en dat ons deur U opstanding 'n wonderlike toekoms het, dat ons hoop het. Here Vader, hier waar ons by mekaar is, waar ons saam as medegelowiges is, Here gee dat ons regtig waar sal dink oor die betekenis van die opstanding vir ons lewens. Watter waarde het die opstanding toegevoeg? Seën ons. Laat U deur ons woorde, deur ons saamwees, deur ons sang verheerlik word. Amen. Geliefdes, ek vra dat U die woord van die Here sal open by Matteus 28. Matteus 28, ons lees saam vanaf die eerste vers, Matteus 28, vanaf die eerste vers. Maar geliefdes, voordat ons saam lees, U is nog op soek van U, is op soek na die bladsy, die Evangelie van Matteus, vanaf hoofstuk 28. Geliefdes, daar was 'n onderwyseres gewees wat vir haar kinders opdrag gegee het om die volgende dag as tog iets saam te bring kerk na die skool toe om 'n lewe te illustreer. Die volgende dag was daar 'n dogtertjie Ellie wat uit haar ma se tuin uit 'n pragtige roos gebring het. Sy het dit met opgewondenheid aan die juffrou gewys en gesê dat vir haar simboliseer blomme lewe. 'n Ander seun, Nico, het lewe probeer illustreer deur 'n foto van hulle pragtige worshondjie wat dragtig was en wat oor 'n paar weke 3 kleintjies sou gebore word. En hy sê dat in die hond, die dragtige hond met die kleintjies wat op pad is, dit simboliseer vir hom lewe. Daar was 'n ander seun gewees, Stian, wat maskamerig opgestaan het met 'n vuurkoelboksie. En hy het vorentoe geloop. Juffrou het gewonder, wat maak 'n kind met vuurtjies? Maar hy het die boksie oopgemaak en almal kon sien dat dit leeg was. En hy sê vir hulle, soos wat hierdie boksie leeg is, so was Christus se graf leeg. En dit illustreer vir hom lewe. Geliefdes, het jy al in jou lewe dalk op 'n punt of meer as een keer gekom dat jy gevoel het, dinge is te veel. Daar is nie vir jou hoop nie. Daar is nie 'n toekoms nie. Omstandighede oorweldig jou. Geliefdes, as jy net 'n paar maande terugdink aan die droogte, toe ons almal gesmag het na reën, nou smag ons weer na sonskyn, dat ons tog net stroopers in die lande kan kry. Maar geliefdes, ek het beleef dat baie van my lidmate van die boere regtig moedeloos was.
Dis nie net die effek van hierdie jaar nie, dis die vorige jare is 'n droogtes wat daartoe bygedra het, dat hulle werklik waar moedeloos was. Dalk het jy al in jou lewe beleef dat siekte, 'n siekte van 'n geliefde, jou gedaan maak. Die dood van 'n geliefde, dat jy voel, dis nou so, daar is niks meer nie. Daar is nie hoop nie. Geliefdes, ek kan my indink dat die disippels, hulle wat Jesus gevolg het, hulle wat alles agtergelaat het, om agter Jesus aan te gaan, hulle wat hulle lewe gebou het op Jesus, en toe Jesus gesterf het, Vrydag wat ons hier in die kerk was, wat ons Goeie Vrydag herdenk het, die sterwe van Jesus Christus, dat het vir hulle toegevoel het, daar is niks meer nie. Jesus is dood. Alles het tot niet gekom. Ek kan my dit indink, dat dit vir hulle baie sleg was. Geliefdes, ons stel die verhaal op by Matteus 28 en ons lees saam van die eerste vers. Na die Sabbatdag, toe dit die Sondagmôre begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n Engel van die Here het van die hemel afgekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gesit. Sy voorkoms was soos blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos donkie en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die Here: "Julle moenie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek, soos hy gesê het. Kom nader en kyk, daar is die plek waar hy gelê het." Dan kom die opdrag: "Gaan gou en sê vir die disippels, hy is uit die dood opgewek en hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien. Dis wat ek vir julle moes sê." Hulle het toe haastig van die graf af weggegaan, bang maar baie bly, en hulle het gehardloop om dit aan sy disippels te vertel. Skielik het Jesus daar voor die vroue gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom, sy voete gegryp en hom aanbid. Toe sê Jesus vir hulle: "Moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan. Daar sal hulle my sien." Geliefdes, ons bedien die woord van die Here aan u uit die hele geleesde gedeelte. Broers en susters, tydens Jesus se aardse bediening het Jesus 'n punt daarvan gemaak op 'n stadium vir die disippels te sê, vir die mense wat om hom was, dat hy die tempel gaan afbreek en dat hy dit in 3 dae gaan opbou. Ek kan my indink dat daar mense was wat dalk die woorde gebruik het: "Wat 'n arrogante jong man om te dink dat hy dit wat jare, geslagte gevat het om te bou, in 3 dae gaan afbreek en dan weer gaan opbou." Ons wat vandag bevoorreg is om terug te kyk, ons wat terugkyk oor die leë graf, ons weet dat toe Jesus daarna verwys het, toe hy daardie woorde gebruik het, het hy waarlik waar verwys na sy opstanding uit die dood. Geliefdes, ons sal reken, omdat Jesus sy disippels voorberei het op die opstanding, voorberei het op die feit dat hy gaan sterf en dat hy gaan opstaan uit die dood, dat hulle daardie nag, die Sabbat, die nag van die Sabbat, voor die graf sou geslaap het. Opgewonde, bly, met die verwagting, Jesus gaan uit die doodheid opstaan. Maar geliefdes, dis nie waar die disippels is nie, want hulle het nie waarlik verstaan wat Jesus vir hulle geleer het nie. Die vrouens is op pad na die graf toe, glad nie met die verwagting dat Christus uit die doodheid opgewek is nie. Nee, hulle gaan graf toe om Jesus se liggaam te balsem. Hulle grootste probleem is,
om daardie groot klip, wat Pilatus voor die graf gerol het, om dit weggerol te kry, om by Jesus te kan uitkom. Geen verwagting van die opstanding nie. Maar toe hulle by die graf kom, verander alles. Die aardbewing, die engel, die klip wat weggerol word, en die boodskap wat hulle kry. Jesus het uit die doodheid opgestaan. Jesus lewe. Geliefdes, met daardie woorde, Jesus lewe, kry hulle 'n nuwe toekomsverwagting. Alles is nie verby nie. Nee, ek wil sê, deur daardie boodskap van Christus wat opgestaan het uit die dood, begin daar vir hulle 'n nuwe lewe. 'n Lewe van opwinding, van saam met God te lewe. Geliefdes, wat beteken die opstanding van Jesus Christus vir jou? Wat het Jesus se opstanding aan jou lewe verander? Daar was 'n Noorweegse predikant wat vertel het van een van sy lidmate, 'n geweldige toegewyde visserman. Hy het elke Sondag 20 km met die voet geloop om by die kerk te kom. Eendag was daar 'n storm gewees en hy's vertraag. Hy het baie laat by die kerk gekom. Hy het laat by die kerk gekom net toe die seën uitgespreek is en die laaste woorde wat gesê is, nou en vir altyd. Dis al wat hy gehoor het van die hele erediens. Nou en vir altyd. Sy vriende het hom jammer gekry. Hulle gaan na hom toe en hulle simpatiseer met hom. Ja, dis baie sleg dat jy 20 km moes geloop het en jy die erediens gemis en al wat jy gehoor het is nou en vir altyd. Hy sê vir hulle, jy hoef nie ontstel te wees nie. Dis die beste woorde wat ek gehoor het. Dit maak nie saak dit wat ek nie gehoor het nie, maar dit wat ek gehoor het, nou en vir altyd, is die mees belangrikste woorde. Geliefdes, Christus het uit die doodheid opgestaan. Ons het 'n toekoms nou, en ons het 'n toekoms vir altyd. Ja, geliefdes, ek het in die begin gevra, gebeur dit dat daar dinge is wat in jou lewe maak dat jy moedeloos raak, dat jy op 'n punt kom en dat jy voel, maar jy kan nie voortgaan nie. Ja, geliefdes, dit gebeur in my lewe. Maar weet jy wat, geliefdes, omdat Christus uit die doodheid opgestaan het, is daar altyd vir my hoop, is daar altyd vir my 'n toekoms. Geliefdes, al sterf 'n geliefde. Ek dink dis een van die slegste dinge wat met jou kan gebeur, is om 'n geliefde aan die dood af te staan. Beteken dit, dis nie die einde nie. In Christus, wat opgestaan het uit die dood, is die dood oorwin en is die dood nie die einde nie, maar is die dood die begin van 'n wonderlike lewe saam met God. Geen omstandighede, geen krisis kan groot genoeg wees om hierdie hoop van Christus wat lewe van ons af weg te neem nie. Die vrouens kry opdrag, gaan en vertel vir die disippels van Jesus wat uit die doodheid opgestaan het. Hulle moes die opstanding gaan leef het. Die disippels moes in hulle lewe, in hulle opgewondenheid en hulle entoesiasme, moes hulle gesien het dat dit waar is dat Jesus uit die dood uit opgestaan het. Geliefdes, die digter Wendell Berry het in sy gedig die Manifesto, het hy afgesluit met die woorde, practice resurrection, practice resurrection, practice die opstanding van Jesus. Geliefdes, ek en jy,
leef met die wonderlikste boodskap. Dis hoekom ek en jy vanoggend hier is. Jesus Christus het opgestaan uit die dood. Ons moet die opstanding en daardie boodskap moet ons verder uitlewe. Geliefdes, Martin Luther, wat 'n baie belangrike rol gespeel het in die hervorming, is iemand wat gesukkel het met depressie. En met tye het hy al donkerder en donkerder geraak oor die gebeure rondom die reformatie. Hy het swaar gekry. In een van daardie tye, daai periodes, wat hy met niks en niemand te doen wou gehad het nie, het Katharina, sy vrou, besluit om swart te dra, om te rou. Hy raak bewus daarvan en hy vra vir haar, wie is dood? En sy antwoord, God is dood. Hy's woedend. Hy roep uit, dis godslasterlik. Hoe kan jy dit sê? Sy sê, Martin, jy lewe asof God dood is. Hy het daar opgestaan en hy het een van die pragtigste gesange gaan skryf. 'n vaste burg is ons God. Geliefdes, ons leef baie keer asof God dood is. Ons leef baie keer vasgevang in 'n tragedie. Ons leef baie maal asof daar geen toekoms, geen hoop is nie. Ja, dinge is sleg. Dinge is in ons omstandighede, in ons politieke omstandighede, is dinge dalk sleg. Maar geliefdes, God leef, Jesus leef, hy het uit die dood uit opgestaan. Daarom kan jy nie vir iemand sê, daar is nie 'n toekoms nie, daar is nie 'n toekoms in Suid-Afrika nie. Hoe kan jy dit sê? Want God leef. Jesus Christus het uit die dood opgestaan. Hy het opgevaar na die hemel. Hy sit aan die regterhand van God, waar hy vir jou intree by die Vader. Deur die Heilige Gees is hy elke dag by jou en saam met jou. Daarom het ons 'n hoop. Daarom het ons 'n toekoms. Geliefdes, is jy vasgevang in 'n tragedie, in iets slegs wat met jou en jou familie gebeur het, in die dood van 'n geliefde? Treur jy nog 20 jaar later asof hy of sy gister dood is? Nee, geliefdes, ons mag stikkend wees oor die dood van 'n geliefde, maar ons kan nie leef asof daar nie hoop is nie. Want Jesus Christus se graf is leeg. Daardie vierhoekie boksie illustreer dit. Hy's leeg. Die graf is leeg. Jesus leef. Geliefdes, u en ek moet gaan en ons moet die opstanding van Jesus Christus moet ons lewe. 'n Paar maande terug het jy, toe jy by die kerk gekom het jy almal geluk gewens en gesê, 'n geseënde Kersfees. Christus is gebore. Wat het jy vanoggend gesê toe jy by die kerk gekom het? Het jy vir die mense gesê, wees saam met my bly, want Jesus leef, hy het uit die dood uit opgestaan. Geliefdes, daar moet 'n stuk opgewondenheid, 'n stuk dringendheid, 'n stuk blydskap in ons wees oor dit wat vandag ons herdenk. Christus leef. Leef so, tree so op teenoor ander mense, dat hulle in jou lewe kan sien
Jesus leef. Met jou passie, met jou entoesiasme, met jou dringendheid. Dat mense dit nie net hoor nie, maar dat hulle dit sien. Amen. Geliefdes, ons het geleentheid om stil te raak. Dis daai vraag, wat beteken die opstanding van Jesus vir jou? Hoe leef jy Christus se opstanding? Ons gee geleentheid vir stil gebed. Lewende Here, U Gees het in die begin oor die waters gesweef en lewe gespreek. U Gees het op apostels en profete gerus, sodat hulle lewe kon spreek. U Gees laat die woord mens word en onder ons woon. U Gees wek Christus uit die dood op. U Gees gaan uit van die Vader en die Seun en bring ons in gemeenskap met U en met mekaar. U Gees laat ons bely. Jesus is die Here, hy leef, hy is by ons teenwoordig. Here, dankie dat ons in hierdie oggend kan feesvier, dat ons met mekaar kan deel dat Jesus leef. Amen.